Jy weet, baie mense, omdat hulle die Bybel nie verstaan nie, en maak nie saak of jy 'n Christen is en of jy kerk toe gaan, baie Christene wat kerk toe gaan en wat aan kerke behoort, verstaan nie die skrifte nie, want wie hulle leer hulle dat die Bybel is fisies, en hulle word natuurlik geleer, dat God en die Bybel en alles is fisies, en nou verstaan hulle nie die Bybel nie. Nou wat gebeur is, baie ateïste, want ek praat met 'n man nou op Facebook wat 'n ateïs is. En jy weet, iemand wat net in die duisternis is baie makliker om so 'n persoon te laat sien as iemand wat blind gebore is. Iemand wat gekondisioneer is en geleer is, die Bybel is fisies en glo net en ek gaan net 'n kerk toe en ek doen wat my kerk vir my sê. Dis moeilik om so 'n persoon te getuig en te oortuig en te wys dat daar's 'n ander weg, dat die Bybel is geestelik. Maar baie ateïste het ateïste geword omdat hulle die Bybel nie verstaan nie en omdat die Bybel nog nooit aan hulle verduidelik is nie. En die Christene kan die Bybel nie verduidelik nie, want hulle verstaan dit fisies. Wanneer jy fisies of letterlik na die skrifte kyk, gaan jy dit nooit verstaan nie. Want, soos byvoorbeeld, die man lees in Deuteronomium 22, daar in vers 28, hy sê, wanneer 'n jong meisie of 'n dogter verkrag word, die man wat haar verkrag, hy moet met haar trou, of sy moet met hom trou. Hy sê, wanneer 'n man 'n jong meisie of 'n dogter aangryp, nou as jy in die ander vertalings gelees, sê dit verkrag, wanneer hy haar aangryp, en hy het gemeenskap met haar, dan moet daardie vrou, daardie meisie met daardie man trou. Nou, hoe kan God so wreed wees om dit te verwag? Hoe kan God verwag dat 'n vrou wat verkrag word deur 'n man, 'n vrou wat 'n maagd is, dat sy met daardie man moet trou? Dit maak mos nie sin nie. En dit is die rede hoekom die mense ateïste word, want hulle verstaan nie, en niemand verduidelik dit aan hulle nie. En nou dink hulle God is wreed, en nou wil hulle nie meer God ken nie. En nou sê hulle daar is nie 'n God nie. Want die Bybel is geestelik. Alles in die skrif is geestelik. God is gees. Wanneer jy gaan kyk, kom ek verduidelik vir u. 2 Samuel 11, daarom, waar ons lees van Dawid. Nou Dawid is iemand wat op die vlak gegroei het, tot op die vlak van Dawid. Met ander woorde, Dawid is die ene wat die mooi oë het. Die mooi oë, nie natuurlik fisiese oë nie, bruin, blou of groen oë nie. Hy het die mooi oog, hy kan geestelik mooi begin sien. Hy verstaan die geestelike dinge mooi. Hy kan mooi sien geestelik en nou kan hy dit mooi verduidelik. Want hy kon ook die harp mooi gespeel het, Dawid. Met ander woorde, dis nie 'n man wat 'n fisiese instrument mooi kon speel nie. Die psalms van Dawid en sovoorts. Dis iemand wat op 'n vlak is hier wat die evangelie, die diepte van die gees van God mooi kan verstaan. Wanneer hy dit lees, hy verstaan dit mooi en nou kan hy dit mooi oorvertel aan iemand. Hy kan dit mooi verduidelik. Met ander woorde, dit val soos musiek op jou ore. Ek vat die natuurlike verhale in die skrif en ek verduidelik dit, ek vergeestelik dit so mooi, so eenvoudig, laat dit op jou ore val, dit klink soos musiek. Jy verstaan. Dis Dawid. Dis iemand wat op die vlak is hierbo van Dawid. Hy ontwikkel die mooi oog. Hy kan mooi sien. Hy kan ver sien, want nou staan Dawid op die dak van die paleis. Gaan lees daar 2 Samuel 11. Hy staan op die dak van die paleis. En hy sien 'n vrou wat besig is om haarself te bad. Nou die dak van die paleis, hy het opgevaar. Wanneer jy op die dak van jou huis staan, dan kan jy verder sien. Jy het 'n wyeer aspek van jou omgewing, jy kan verder sien, jy kan in jou bure se erwe insien, jy kan verder in die pad af sien. Wanneer hy op die dak van die paleis staan, dit beteken hy het 'n mooi oog wat ver kan sien, hy sien diep. Hy sien diep in die dinge van die gees van God in. Hy is nie meer oppervlakkig nie. Hy verstaan dit nie meer natuurlik en letterlik nie. Hy sien verder in die gees in. Nou sien hy 'n vrou. Wat is 'n vrou in die gees? Want as jy gaan lees, uit die rib van Adam het God Eva geskep. Eva, na die beeld en die gelykenis van God. Adam is geskep na die beeld en die gelykenis van God, gees. Adam is mens, gees wat by my geskep is. Die begin van die waarheid, gees wat by my geskep is. Nou gaan praat ek met iemand en ek maak daai iemand laat hy lyk soos wat ek is. My Rebekka's, my rib, my insienswyse, hoe ek verstaan.
Ek skep iemand nou, God deur my, maak hy Eva. Nou lyk u ook soos God, want God skep gees. Nou maak ek u soos wat ek verstaan. Kan jy sien? Dit is wat daar gebeur, want wanneer jy met iemand praat, dan leer jy iemand. Jy verander hulle gedagtegang, jy maak van hulle wat op 'n natuurlike wyse verstaan, jy maak hulle lewendig, jy blaas die asem van die lewe in hulle neusgate, en Adam het 'n lewende siel geword. Jy begin lewe, want nou begin jy sien, dis geestelik, die lig gaan aan, maar Adam is nog aards, die vlees, die fisiese manier van verstaan, die vlees het nog die oorhand, maar dis waar dit begin, en dit is ook, die kerk van God, is Adam, daar waar Adam begin, want die kerk van God, die tuin van God, in die begin het God die tuin daar gestit, en allerlei bome laat uitspruit uit hierdie tuin uit. Nou die bome is almal in die wêreld. Ek wil dit na almal toe bring. Ek wil nie net 'n sekere kerk of 'n sekere groep afsonder nie. Ek bring dit na al die mense toe, want daar's goeie mense in die wêreld wat soek, wat net nog nie gevind het nie. Nou, die waters van die water skei in Genesis 1, die aarde. Daar's baie waarhede wat hy uit hierdie see uitgevat het boontoe, en toe laat reën hy dit weer af op die aarde. Met ander woorde, elke kerk het 'n stukkie van die waarheid. Maar daai stukkie van die waarheid gaan nie vir jou saligheid gee nie. Dit gaan jou nie in die koninkryk van God laat kan ingaan nie. 'n Stukkie beteken, ek glo daar's 'n God en God is liefde en ek moet goed wees en goed doen vir my naaste. Dis 'n stukkie van die waarheid, maar dis nog baie verder en meer as dit, want om in die koninkryk van God in te kan gaan, moet jy geestelik word in jou denke, sodat jy geestelik kan sien en kan begin doen dit wat die gees behaag. Jy moet siele win, maar voor ek siele kan win vir God, moet ek eers my eie siel vir God gee, my eie siel win, om God lief te hê bo alles, met my hele hart, my hele siel, my hele verstand, en ek moet geestelik word, want dis wanneer jy God lief het, en dit is wat hier gebeur, dis die waters wat geskei word van die waters, nou reën daar die waarhede, nou maak God nog meer waarhede by my, wat posvat, hy leer my geestelik, en dis Adam, en uit daardie aarde, die stof van die aarde het God Adam geformeer. Adam, mens, die kerk van God. So daar's baie bome waarvan ons kan eet, wat God sê eet van die bome. Ons leer van mekaar, ons breek brood, ons praat, ons gesels. Maar al die bome in die tuin, want die tuin is die kerk van God. Al die bome in die tuin is nie Christus nie. Want baie dra vrug, baie dra nie vrug nie, baie is net daar, maar Adam, die een wat geestelik begin sien, die een wat geestelik begin verstaan, die een wat Christus gaan word, dis Christus, Adam, maar hy's nog nie Christus nie, hy word die tweede Adam, is Christus. Nou hierdie is so 'n bietjie dieper, ek wil net vir u wys, die Bybel is geestelik, nou hierdie Adam, gees by my, mens, hierdie is nie mens nie, dis animal, hierdie liggaam is human being, homo sapien, en dit het geëvalueer oor baie jare, baie honderde duisende jare, en in die human being het God gekom, Genesis 1, en hy het gesê, laat daar lig wees, en hy het mens gemaak, Adam, 'n geestelike manier van verstaan, en dis wie jy is, ek en u is Adam, gees, en hierdie gees, hierdie Adam moet nou evalueer, hy moet al hoe meer lig word, hy moet al hoe sterker word, tot wat jy die oog van Dawid begin ontwikkel, waar jy nou kan sien die koninkryk van God. Nou sê jy, maar nou weet ek wat dit is, wat ek moet doen om my lewe te begin gee, om ander ook te kan kry, om te kan deel wees van dit wat ek verstaan. Jy ontwikkel daar die oog, en dan gee jy geboorte aan Jesus Christus. Adam word Christus, Jesus Christus. Lukas 3:38, Adam, die seun van God, Jesus Christus, die seun van God. Dis alles dieselfde, dis die bloedlyn God, van Adam regdeur tot in Openbaring, is die bloedlyn Christus. Dit begin by Adam, die Heilige Gees, die waarheid kom in, dit kom my binne, ek hoor dit, nou moet ek toelaat dat die water my was, en verander, dat ek al hoe meer geesteliker word, maar ek kan nie die hele tyd net gewas word nie, ek moet op 'n punt kom wat ek begin sien, wat die water, die gees, wat God een word met my vlees, dit moet my vlees aanneem, en nou sien ek, en nou wil ek daar geboorte gee aan Jesus Christus. Met ander woorde, ek word die seun, die een wat nou weer ander gaan leer. Ek word nie meer net die hele tyd geleer nie, en gewas nie, ek kom op 'n punt wat ek sê, maar ek maak dit nou my eie, nou word ek die seun, ek gee my lewe,
Ek wil my lewe gee, sodat my siel gered kan word, sodat ek ook ander kan red. Dis Dawid, hy's op die dak van die paleis, hoog opgevaar, hy sien ver in die gees en hy sien diep. Iemand wat op die vlak is van Dawid, en hy sien 'n vrou, 'n ander persoon, 'n vrou hier binne, iemand se spirit, iemand se gees, iemand se siel, wat baie mooi is. Hy sien 'n vrou en sy's baie mooi vir hom. Hoe sien jy dit? Hoe sien jy in iemand se siel in? Want die oë is die venster vir die siel. Wanneer iemand met jou praat, nie hierdie oë nie, nie jou natuurlike oë nie. Wanneer iemand met jou praat, kan jy sien hoe hy verstaan. En dan die manier wat hy goed vir jou verduidelik en hoe hy die skrifte en God verstaan. Nou kyk jy deur die venster. Jy kyk deur sy verstaanbaarheid en jy sien hoe lyk sy gedagtes. Die vrou is gedagtes, dis jou mind. En jy sien hoe lyk sy gedagtes aangaande God. En nou sien hy hierdie vrou en hy sê hy wil met haar gemeenskap hê. Jy kyk deur dit wat iemand met jou praat, die manier hoe hulle verstaan, die manier hoe hulle verduidelik. Nou sien jy hoe lyk sy siel hier binne. En nou wil jy met daardie siel gemeenskap hê. Met ander woorde, jy wil hom leer. Jy wil van hom 'n Eva maak. Jy wil die asem van die lewe in daai neusgate inblaas sodat daai siel kan begin lewe. En dit is hoe hierdie dinge lyk. En dit is die meisie wat nou verkrag word in Deuteronomium 22 vers 28. Hulle verstaan dit letterlik en dan maak dit nie sin nie. En nou is ek sommer 'n ateïs want God is wreed. God is nie wreed nie, dis die mense wat nie verstaan nie. Niemand verduidelik dit aan hulle nie. Ons dink ons is hierdie liggame, mense. Die skrif sê nie dit nie. Die skrif praat van mens, Adam aards, die eerste mens. Ek meen as jy gaan kyk letterlik, as die mense sê Adam en Eva was die eerste 2 fisiese mense op die aardbol. En hulle het 3 seuns gehad. Nou hoe die res van die mense dan ontstaan as hulle die eerste 2 fisiese mense op die aarde was. Met ander woorde het Eva dan met haar seuns gemeenskap gehê wat teen God dan so verkeerd is. In God se oë is dit dan sonde en verkeerd. Jy kan mos nie met jou suster, met jou sibling gemeenskap hê nie, dis dan verkeerd. So hoe sal God dan sê dis verkeerd maar hy laat dit toe? Dis nie fisies nie, dis geestelik. Daar was al lankal mense, human beings, op die planeet. En hulle het geëvalueer oor miljoene jare. Elke dier op die aarde het 'n siel. En daai siele vat liggame en dit evalueer. En die liggame evolve oor baie miljoene jare tot in die vorm van die Homo sapien, human being. Die mees intelligentste dier op die aarde, op die planeet, want ons het 3 breins. Nou kan God kom en hy kan begin gees skep in daardie human being, mens. Hy maak van ons mens. Want mens is Adam, en Adam is die beeld in die gelykenis van God. So met ander woorde, wanneer jy dit so begin verstaan, dan sal jy sien, dis die kerk van God. Die kerk van God is Christus, en Christus is Adam, die ene wat Christus word, Adam. Al die ander kerke, al die ander gelowe, almal wat nog op 'n natuurlike wyse verstaan, elke kerk het sy eie reëls en regulasies, en geloofsbelydenisse ensovoorts. Dis maar die ander bome in die tuin. Die tuin is die kerk van God. Maar Christus, Adam, die stamboom van die kerk, dis die ene wat lewendig word. Hy word 'n lewende siel. Adam het 'n lewende siel geword. My siel, onthou God is lewe. Daar is nie 'n God ergens en nou sit ek hom daar bo in die wolke en ek sien hom as 'n persoon nie. Alles wat lewe is God. Alles wat geskep is, geestelik en natuurlik, is in God geskep. God is die source van alle lewe. God is lewe. Okay, jy kan nie God in 'n boksie sit nie. Ons gedagtes kan dit nie begryp nie. Nou, ons siele, die siel wat binne in hierdie fisiese liggaam is lewe. Maar die siel is dood. Hy lewe, maar hy's dood weens die vleis. Weens die onverstaanbaarheid, weens ek alles op 'n natuurlike wyse verstaan. Die onkunde, deur onkunde gaan julle ten gronde. Ek verstaan nie gees nie, so my siel is dood, hy's dormant. Alhoewel hy lewe, want dit is die lewe. Daarom sê ons siele is separated van God. Nou ons siele moet terugkeer na God toe. Nou die metode om my siel terug te kry by God, begin by Adam,
die waarheid, die Heilige Gees wat inkom in my in. Nou sien ek die waarheid, ek hoor dit. Nou begin my siel lewe, dis wie hy is. Nou moet jy Christus word. Nou moet jy gekondisioneer word, jy moet verander. Jou gedagtes moet gereinig word, die hele tyd deur die evangelie, die water, die woorde, tot jy die oog ontwikkel, waar jy kan begin sien die siele van ander, en jy het 'n belangstelling in mense en sê, maar ek wil nou vir mense wys, ek wil ook vir hulle leer aangaande die waarheid, ek wil hê, hulle siele moet ook nie vergaan nie, 'n siel kan nie vergaan nie, maar jy kom maar net weer terug, jy word weergebore, as 'n babietjie en jy leef, tot wat jy die geestelike dinge begin vind, en dit begin verstaan, en dit begin deel maak van jou lewe, en dit vat jou lewe oor, en jy word Christus. Voor dit, as jy dit nie maak nie, as jy dit nie vind nie, jy gaan dood uit jou liggaam uit, in die astraal in, die doderyk, daar's ontelbare siele daar, hulle sal weergebore word in 'n liggaam, dis reïnkarnasie. Onthou, reïnkarnasie is uit die skrifte uitgehaal, dis weg, die Rome, het dit uitgehaal, hulle het dit verban, hulle het dit as 'n dwaalleer verklaar, hulle het besluit, hulle wil van godsdienst nou 'n staatsgodsdienst maak, Konstantin en die paus en al daardie manne oor eeue, het besluit, hierdie ding laat siele, die pre-bestaan van siele, dat siele kom en gaan, wat van eeue af bestaan het, nog lank voor Christen religion bestaan het dit bestaan en dit was hoe dit is. Hulle het dit kom stop, en gesê, dit mag nie meer beoefen word nie, dit bestaan nie, die Romeine, die staat het besluit, dis nonsens. So, die vraag is, wie is hulle, om te besluit, dat ek en u dit nie mag verstaan en mag weet nie? Dis die vraag, want, dis wat reïnkarnasie is 'n siel, die voortbestaan van 'n siel. 'n Siel kan nooit doodgaan nie. Ek en u is siel, maar ons siele is in duisternis vasgevang, weens die onverstaanbaarheid. Nou leer ek u, wat gees beteken, sodat u siel losgemaak kan word, vrykom, terug kan gaan na God, tot die source, wat dit alles gemaak het. Maar, solank as wat ek vasgevang is in my verstaanbaarheid, my mind, vlees, kan ek dit nie verstaan nie, en gaan ek weer moet terugkom in my liggaam, totdat ek uit kan gaan, totdat ek verstaan, totdat ek my losgemaak het, sodat ek uit die astraal kan uit. Maar dis diep dinge, dis al reeds te veel gesê. Dis dinge wat mense nie verstaan nie. Mense is vasgevang in religion, 'n stukkie van die waarheid, gaan net kerk toe, wees 'n goeie mens, gee jou lewe vir die Here, ek vloek nie meer nie, praat nie meer sleg nie, ek help ander mense, dis alles baie mooi dinge. Dis waar hy die waters van die water skei en hy leer jou. Daar's sekere dinge wat ek doen, wat mooi is, soos om vir ander dinge te doen, om my kinders groot te maak op 'n sekere manier, en kerk toe te gaan, en in die koor te sing, en al hierdie dinge is baie mooi, maar dit gaan jou nie in die koninkryk van God bring nie, want as jy nie verstaan, jy siel nie, en as jy nie verstaan, jou siel is vasgevang in vleis nie, hoe gaan jy in die koninkryk kom? 1 Korinte 15:50, die vlees en bloed kan die koninkryk van God nie in nie. Nou vra mense vir my, maar, watter kerk is nou die regte kerk? Jy weet, hoe weet ons, wie is die liggaam van Christus? Want die Bybel sê, julle is die liggaam van Christus. Nou sê hierdie mense, nee, dis net ons. En daai groep sê, nee, dis net hulle. Dis jy, wat gees word in jou denke, wat hierdie woorde wat God is, wat God skep deur iemand, gees, wanneer jy in jou kerk sit, wanneer iemand met jou praat, en hy praat nie gees met jou nie, hy leer jou nie die weg wat lei tot God nie, hy maak nie van jou 'n geestelike wese nie, dan is dit nie uit God uit nie. Dan kan hy niks vir jou doen nie, dit beteken vir jou niks nie. Hy wat kom en hy leer jou gees, hy maak van jou 'n geestelike wese, hy leer jou die